Dan gaan ons saam lees uit Johannes hoofstuk 2. Ons lees van vers 13 tot vers 22. Die opskrif van die gedeelte is reiniging van die tempelterrein. Vers 13. Die Pasga van die Jode was op hande en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Op die tempelterrein het hy verkopers van beeste, skape en duwe aangetref en ook die geldwisselaars wat daar sit. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak en almal van die tempelterrein weggejaag. Ook die skape en die beeste en die munte van die geldwisselaars het hy uitgegooi en die tafels omgekeer. Vir die wat duwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Hou op om die huis van my Vader 'n huis te maak waar handel gedryf word. Sy disippels het onthou dat daar geskrywe staan, die hartstog vir u huis sal my verteer. Die Jode vra hom toe, met watter teken kan jy vir ons bewys dat jy hierdie dinge doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. Daarop het die Jode gesê, 46 jaar gelede is daar aan hierdie tempel begin bou en jy sal dit binne 3 dae opbou? Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Toe hy later uit die dood opgewek is, het sy disippels onthou dat hy dit gesê het en hulle het die skrif en die woord wat Jesus gespreek het, geglo. Tot sover. So jy kan oopmaak by Haggai 1. Haggai hoofstuk 1. So ek gaan 'n kort reeksie doen en Haggai is net 2 hoofstukke lank. So dit gaan so 2 of 3 preke wees. En dan DV volgende jaar wil ek begin met 2 Korintiërs en moontlik eers 'n kort reeks in die boek Rut. So Haggai hoofstuk 1. En die tema hernu jou passie vir Jesus. Kom ons gaan na die Here in gebed. Hemelse Vader, ons kom deur die Here Jesus Christus na u genade troon toe. En ons bid dat u vandag sal blaas daai smeulende vuurtjie in ons harte, waar die kole dalk besig is om dood te gaan, en ons 'n flauheid en 'n lauheid en 'n koudheid beleef, sommige van ons, en ek bid Here, kom blaas dit aan deur die Gees en die woord, en hernie ons passie vir Jesus. Amen. Nou dit gebeur met Christene, dat jy partykeer geestelik begin koud voel. Ek weet nie of dit vir julle so is, soms teen die, soos wat die jaar nou uitloop, nee, jy is moeg of dalk in die wintermaande voel party van julle so. En is nie noodwendig gekoppel aan 'n spesifieke tyd of seisoen nie, maar iewers in ons lewe voel ons soms soos Timoteus. Onthou Timoteus, ek beskou hom as 'n volwasse Christen. En Paulus sê vir Timoteus, fan into flame the gift that is in you. Timoteus, jy het koud geraak in jou diens aan die Here. Of die gemeente van Laodicea, waar Jesus vir hulle moet sê, julle is lou, en ek haat dit. Vir die hele gemeente, en ek gaan julle uit my mond uitspoeg as julle nie bekeer nie. En as jy regtig 'n gelowige is in die Here Jesus, dan maak dit jou hart seer. Dit bedroef jou dat jy sulke tye in jou lewe het. My hart ek voel geestelik koud. Ek onthou ek was by 'n konferensie van 'n klompie predikante, en ek gaan nie die ou se naam sê nie, want baie van julle ken hom. En ons sit in die kamer waar ons gebly het vir daai konferensie. En hy huil. En hy sê hy voel geestelik so dood. Geestelik so koud. Hy wens net die Here wil hom dissiplineer. En dan weet hy, die Here het hom nie vergeet nie. En baie keer voel ons so in ons lewe. En dan moet ons die vraag vra, hoe hernu jy
daai passie, vir die wat Engels is, how do you renew your passion for Jesus? So kom ons deel dit op in 2 hierdie hoofstuk. Die eerste een is Haggai se uitdaging en die tweede is dan die volk se reaksie. So kom ons lees vers 1 tot 11, Haggai se uitdaging. In die tweede regeringsjaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, het die woord van die Here by monde van die profeet Haggai gekom tot Serubabel, seun van Sealtiel, die streeksgouverneur van Juda, en tot Josua, die hoëpriester en seun van Jehosadak. So sê die Here, heerser oor alle magte. Hierdie volk sê, die tyd is nog nie ryp om die Here se huis te herbou nie. Die woord van die Here het gekom by monde van die profeet Haggai. Is die tyd dan wel ryp om in huise met houtpanele te woon, terwyl hierdie huis, die tempel, 'n bouval is? Daarom so sê die Here, heerser oor alle magte, neem ter harte wat julle beleef het. Julle het baie gesaai, maar dit het min opgelewer. Julle eet, maar word nie versadig nie. Julle drink, maar julle dors word nie geles nie. Julle trek aan, maar word nie warm nie. Wie homself uithuur, doen dit vir 'n beursie vol gate. So sê die Here, heerser oor alle magte, neem ter harte wat julle beleef het. Gaan teen die berg uit, bring hout en herbou my huis. Dit sal vir my vreugde verskaf en ek sal daardeur verheerlik word. Dit is wat die Here sê. Julle verwag baie, maar kyk, julle kry bloed weinig. As julle iets huis toe bring, blaas ek dit weg. En waarom? Omdat my huis 'n bouval is, terwyl elkeen van julle rondhardloop vir sy eie huis. Dit is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Daarom het die hemel bo julle die dou teruggehou en die aarde sy opbrengs. Ek het droogte uitgeroep oor die land en oor die heuwels, oor die koring, die nuwe wyn en die olie, oor alles wat die grond oplewer, oor mens en dier en alles wat met moeite tot stand gebring is. Ek en Deidre het, toe ons nou weg was met vakansie, het ons 3 films gekyk, 3 flieks op YouTube, is Christelike flieks. En die 3 flieks is eintlik deel 1, deel 2, deel 3. Ons het by deel 3 begin. Om een of ander rede, ons sien, deel 3, hierdie lyk oulik. Kom ons kyk dit. Dit is 'n baie mooi storie. En toe kyk ons deel 2. Dis hoekom in deel 3 so en so gebeur. Dis daai ou. Toe kyk ons deel 1. So ons het agterste voor gekyk. So die punt wat ek probeer maak is, agtergrond help. Het sou baie gehelp het as ons eers 1 gekyk het, toe 2, toe 3, soos dit veronderstel is om te wees. En agtergrond help. Hier vat ek jou uit die lug uit en ek gooi jou in die boek Haggai. Jy dink, wat op aarde gaan hier aan? Jy het geen agtergrond nie. Wat is die storie agter die storie? So hier is die storie agter die storie en dis die storie wat ek vir die kinders vertel het. Dat die Israeliete het afgode gedien vir honderde jare, die profete het hulle gewaarsku, die Here stuur die profete, hulle luister nie. Uiteindelik stuur die Here die Babiloniërs, verwoes Jerusalem en vat hierdie klomp Jode Babylon toe. Babylon is in die suide van Irak, so naby die grens van Iran, naby die grens van Irak en Iran. So hulle is daar vir 70 jaar en toe sê koning Kores, julle kan teruggaan na julle eie land toe. Die Here het gesê, deur Jesaja 150 jaar terug al, dat daar gaan 'n man kom, sy naam gaan Kores wees en hy gaan die volk terugstuur. En so hulle gaan terug Jerusalem toe en die koning sê, die Here het gesê julle moet die tempel herbou. Nou Israel het nie meer hulle eie koning nie. So hulle het 'n gouverneur, maar die koning van die hele Persiese ryk is koning Kores. En dan is daar 'n klomp konings wat namens hom regeer in verskillende dele van sy ryk. En so in Jerusalem is Serubabel die gouverneur. Hulle kom terug, hulle bou eers die brandofferaltaar, dat hulle diere vir die Here kan offer, sondeoffers kan bring en brandoffers, en toe gooi hulle die fondasie van die tempel. En toe kom die vyande, en sê vir hulle, ons wil julle help. Toe sê hulle, dankie, maar nee, dankie, want hulle weet, die vyande dien ander gode ook. En hulle sê, nee, julle kan nie help nie, dis ons projek, die Here het ons beveel om dit te doen. En toe is die vyande jaloers, hulle is bitter, hulle is kwaad, hulle skryf 'n brief vir koning, nou is daar 'n nuwe koning aan bewind, Ahasveros. Hulle sê, hierdie Jode is opstandig, hulle gaan nie belasting betaal. Sodra hierdie tempel klaar is, gaan jy moeilikheid hê.
En onmiddellik stuur die koning 'n boodskap terug. Ja, ek het gaan kyk in die argiewe, hulle is 'n klomp molesmakers, stop die bouwerk. En hulle is te bly die vyande, julle mag nie verder bou nie, stop die bouwerk, stop die bouwerk. En gaan almal nou maar in daai hout wat hulle bymekaar gemaak het, sederhout en sipreshout, pragtig. Toe gebruik hulle dit om hulle eie huise mooi panele in te sit en dit lyk te mooi. En toe rig die Here vir Haggai op. En Haggai begin preek en dan sy tydgenoot Sagaria. As jy net die volgende boek blaai, is letterlik 1 bladsy aan of 2 bladsye, dan sal jy kry die boek Sagaria. Selfde tyd as Haggai geprofeteer. Dis als in die boek Esra hierdie wat ek jou nou vertel. En Haggai begin preek, en dis nou waar ons kom in hoofstuk 1 vers 1 en verder, waar hy vir hulle preek, hoekom bou julle julle eie huise en maak dit mooi, die Here se tempel, kyk hoe staan dit. Dit lê in pyn, en dit is bouvallig, daar's 'n klomp bourommel wat daar lê. Kom bou julle nie die Here se tempel nie. En so, dis waar ons nou kom in vers 1 in die tweede regeringsjaar van koning Darius. Kom ek vertel jou iets wat ek nie geweet het nie tot hierdie week. Het jy geweet? Koning Darius is nie sy naam nie. Darius is 'n titel. En het jy geweet, hierdie is nie dieselfde koning Darius as die een in die boek Daniël, toe Daniël in die leeukuil gegooi is. Ek dog as net een koning Darius in die Bybel, daar's 3. So daar's Darius die Medier, en dis in die boek Daniël. Dan staan Darius die Grote, dis hierdie koning Darius, in die tyd van Haggai, Sagaria, Esra, Nehemia. En dan is daar koning Darius van Persië, en dis in die einde van die boek Nehemia. So hierdie is nou Darius die Grote, en is in sy tyd wat Haggai nou profeteer vir die volk, en op 29 Augustus in die jaar 520 voor Christus, toe preek hy Haggai hoofstuk 1. En daar staan vir jou in Haggai 1, op die eerste dag van die 6de maand, nee, jy moet onthou, die Jode begin nie tel by 1 Januarie nie, nee. Hulle eerste maand is Maart, April, wanneer ons Paasfees het. So dis die eerste maand van die jaar, Exodus 12 sê dit moet die eerste maand van die jaar wees. En so jy tel 6 maande van daar, dan kom jy by Augustus, September. Verskil van jaar na jaar, want hulle het nie 'n sonkalender nie, hulle het 'n maankalender en so. So op daai dag profeteer hy, en hy bring God se woord vir die volk. Dis nie sy eie woord nie, wat sê vers 1? Die woord van die Here het by monde van Haggai gekom. So die woord van die Here, eintlik sê die Hebreëus, het deur sy hand gekom. Weet jy, English Standard Version, en daar staan, it came by the hand of Haggai. Dis wat in die Hebreëus staan. Nou, dit kan net beteken, hy was God se instrument, of het kan beteken, deur die inspirasie van die Heilige Gees, soos 2 Petrus 1 se einde sê, het die profeet Haggai God se woord neergeskryf, en toe stap hy na die volk toe, en hy sê, so sê die Here, en hy lees vir hulle God se woord, wat die Here vir hom eers gegee het. Vir wie preek hy eerste in vers 1? Ja, vir Serubabel, hy is die gouverneur. Hy is eintlik die regmatige koning. Hy is die een wat op die troon sou sit. Hy kom uit die bloedlyn van Dawid, en dan gaan dit deur Serubabel tot by Jesus, as jy Matteus 1 lees. So hy is die een wat koning sou wees, maar nou kan hy net gouverneur wees, ons als koning oor 'n hele ryk. En dan die hoëpriester Josua. So hy preek vir die leiers van die volk. Hoekom praat hy nie met die volk nie? Hoekom preek hy vir die leiers? Want die leiers moet vir die volk sê, hulle is verantwoordelik. So natuurlik is dit vir die volk ook, soos ons later gaan sien, maar hy praat met die leiers, sodat hulle met die volk kan praat. Wat sê die Here vir die volk in vers 2 tot 4? Wat is die boodskap wat Haggai vir hulle sê? Hoekom bou julle julle eie huise? Hoekom maak julle julle eie huise mooi, maar my huis, die tempel, daar is net 'n klomp bourommel op die perseel. Want die Babiloniërs het mos nou 70 jaar tevore verwoes. Bou die Here se huis, maak dit reg. En die volk, wat was hulle reaksie gewees? Hulle het gevrees. Hulle het gevrees want daar was vyande wat gesê het, hierdie stop nou, ons skryf 'n brief vir die koning skryf stop die bouwerk. En so hulle wou nie verder bou nie, en toe hou hulle maar opbou, gebruik hy hout vir hulle eie huise, soos ek gesê het.
Maar wat help dit, wil ek jou vanoggend vra? Wat help dat jy het materiële voorspoed? Maar geestelik is jy arm. Geestelik krepeer jy. Weet jy, ek het hierdie al in my lewe gesien. En daar's van julle wat baie ouer is as ek, so julle moes dit al oor en oor gesien gebeur het. Dat mense trek see toe, of hulle trek ergens in die bos, het hulle 'n mooi huis, en hulle doen dit, want hulle gaan nou lekker aftree. Of hulle doen dit, hulle trek na 'n ander plek toe, want die beste skool is daar. Hulle kind het 'n beurs vir sport, of een of ander akademie, en die koshuisfooie is betaal. Of hulle immigreer na 'n ander land toe, want hulle wil veiliger wees. Of hulle trek, miskien vir 'n bevordering wat hulle gekry het, met 'n baie groot salaris, en hulle het nie voor die tyd gekyk, is daar 'n goeie gemeente daar nie. En hulle wil hulle hare uit hulle kop uittrek, na 5 maande of 6 maande daar. Want daar's net 'n wacko prosperity kerk of 'n liberale kerk. En hulle kan nie geestelik groei soos hulle moet nie. Wat help dit? Jy is soos die volk, materieel alles lekker, so dink hulle. Want ons gaan nou ons huise mooi maak, maar dit was nie so alles so lekker nie, was dit. Want as jy vers 4 lees, dan sien jy dit was als nie so goed, het nie vir hulle baie lekker uitgewerk nie. Wat help dat jy die materiële voorspoed met jou gesin verval? Jou gesin val uitmekaar, jou huwelik val uitmekaar, want ons geen geestelike ondersteuning vir jou nie. En dis wat met hulle gebeur, want onthou die tempel is die plek, die senter van hulle aanbidding, as God se volk, maar nou bou hulle nie die tempel nie. Hulle maak hulle eie huise mooi. En vers 4 sê duidelik vir julle, dit werk nie vir julle nie. Is die tyd ryp om julle eie huise met houtpanele te bewoon, of daarin te woon, terwyl hierdie huise bouval is. En dan gaan hy in vers 5 en vers 7, hy sê, neem net ter harte, dink bietjie, maak bietjie jou somme, rig jou gedagtes op jou weë, op hoe dinge uitgedraai het, rig jou hart daarop. Doen bietjie die begroting, check bietjie die boeke, en dan kyk jy, het dit toe uitgewerk soos jy gedink het dit gaan uitwerk? Nee, dit het nie. En dan gaan hy aan in die teks verder, en hy sê vir jou in vers 6, en dan vers 9 tot 11. Julle het gesaai, julle het nie geoes nie, julle het geplant, en druiwe gepars, julle het nie van daai wyn gedrink nie, of bitter min. En die olywe en al die ander dinge het misluk, en die Here het 'n droogte gebring. Want hulle stel hulle eie saak eerste voor die Here se saak. Ek gaan nie 'n stelling maak nie, ek gaan nou 'n vraag vra. So ek sê nie dit is so nie, maar ek sê, is dit miskien so? En hier moet ons eie harte ondersoek as 'n gemeente en individueel. Is dit moontlik dat jy elke maand kort kom en jy sien maar hoekom werk dinge nie? Of dinge loop maar skeef in jou lewe, of in ons gemeente se begroting, dit het ons gesien dat ons onderdeur is hierdie jaar. Met ek dink omtrent 60.000. Ek sê nie dit is nie, ek vra, is dit moontlik? As ons doen wat Haggai sê, consider your ways, dink bietjie mooi. Is dit miskien omdat ons soos die volk was, en ons het nie die Here se saak eerste gestel nie? Ons het baie te doen gehad, miskien individueel in jou eie lewe, jou eie huis gehardloop, en ek het hierdie werk, en ek het hierdie plaas gekoop, en ek het hierdie besigheid wat nou 'n sukses moet wees, en 'n nuwe besigheid, en ek het getrou, en ek het kinders, en jy weet, ek kan nie eintlik die Here dien soos ek moet nie, want hierdie dinge hou my besig, en ons is soos die volk in vers 2, nee, die tyd is nog nie ryp om die Here se huis te bou nie. Die tyd is nog nie ryp om te fokus op die Here se dinge nie. Die tyd is nie ryp om te sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal hierdie ander dinge vir jou bygegee word. Die tyd is nie ryp om na al die nasies te gaan en die mense my disippels te maak nie. En ja, as ek van ons gemeente kan praat, ons gemeente gee 'n klomp geld elke maand vir sending. Maar ek wil sê, die Here soek meer as ons geld. Die Here soek meer as geld, want dit is redelik maklik om geld oor te betaal aan 'n sendeling, en ons weet nie eintlik wat hulle doen nie. Ons is dankbaar vir die terugvoer wat ons van tyd tot tyd kry. Maar die Here soek 'n gemeente met 'n passie vir verlore siele. En hoekom ek spring van 'n tempelbou na verlore siele toe, want dis hoe die nuwe tempel gebou word. Die Here soek 'n gemeente met 'n passie vir sy eer, 'n passie vir sy naam onder verlore mense, wat sal arbei volgens vers 8, gaan teen die berge uit, bring hout, herbou my huis, dit sal vir my vreugde verskaf en ek sal daardeur verheerlik word. Dit is wat die Here sê.
So die tempel in die Ou Testament moes herbou word en dit moes mooi wees. Salomo het gesê toe hy sy tempel bou, die tempel van Salomo, hy sê dit moet 'n groot tempel wees want ons dien 'n groot God. En almal moet sien hoe wonderlik hierdie God is. Dis hoekom al goud in die tempel was en so aan. En so vir ons as 'n gemeente en ons as Christene, die Here wil hê, ja, daai tempel wou hy hê moes 'n huis van gebed wees vir alle nasies. Die nasies moes stroom en die woord van die Here kom hoor. En so wil die Here hê 'n naam vir sy seun Jesus. Hy wil hê al die nasies moet kom en voor hom buig en hom aanbid. En so hy wil hê ons moet die werk doen en sal jy ja sê daarvoor en sê ja Here. Nommer 2, die volk se reaksie. So dit was nou eerste Haggai se uitdaging, nommer 2 die volk se reaksie. Kom ons lees dan vers 12 tot 15. Serubabel, seun van Sealtiel en Josua die hoofpriester en seun van Josadak en almal wat oor was van die volk het geluister na die stem van die Here hulle God en ag geslaan op die woorde van Haggai die profeet toe die Here hulle God hom gestuur het. Die volk was bang vir die Here. Maar Haggai die boodskapper van die Here het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is met julle. Dit is die uitspraak van die Here. Toe het die Here Serubabel seun van Sealtiel en streeksgouverneur van Juda en Josua seun van Josadak en hoofpriester en almal wat oor was van die volk begeester. Hulle het begin om te werk aan die huis, om die werk aan die huis van die Here heerser oor alle magte hulle God aan te pak. Dit het gebeur op die 24ste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. Ek was al by hordesvergaderings, kerkvergaderings, denominasievergaderings, assosiasievergaderings en ek het baie hierdie woorde gehoor op vergaderings. Veral wanneer jy praat van koninkrykswerk en van die uitbreiding van die evangelie en kerkplanting en sending en evangelisasie, daar's nie geld nie. Kom ek kontrasteer dit vir jou met 'n gemeente wat ek ken, 'n baie goeie gemeente in Johannesburg. Nie 'n baie groot gemeente nie, groter as ons gemeente, maar nie 'n groot gemeente nie, wat 10 jaar gelede al R1 miljoen per jaar gegee het vir sending. Daai gemeente het iets wat hulle noem faith promise. Dit kom uit 2 Korintiërs 9 vers 5, waar die Korintiërs beloof het, ons neem ons voor, ons gaan hierdie vir die Here gee, nou die arm Christen in Jerusalem. Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle voorsien, volgens sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Vir wie sê Paulus daai? Die Here skryf daai nie vir die sendeling nie. Sê sendeling, moenie bekommer nie, die Here gaan vir jou voorsien. Nee, hy sê dit vir die gemeente wat vir die sendeling gee. Gee julle vir die sendeling en die Here sal voorsien in julle behoeftes. En dis wat daai gemeente in Johannesburg doen. Daai gemeente gee en hulle vertrou die Here sal vir hulle voorsien. En dis presies wat in Haggai 1 gebeur. Die volk het gesien, hier's probleme, ons het vyande. Hoe moet ons die huis van die Here bou? Hulle kry briewe van konings en sê ons moet stop. So hoe gaan ons die werk aanpak? Maar toe kom hulle op 'n punt toe Haggai vir hulle preek. Toe sê die volk en die leiers, ons gaan bou. Ons vertrou die Here. Hierdie groot berg wat in ons pad staan, die Here gaan die berg platvee. Nou, metafories gesproke, 'n berg, né? Die Here gaan die berg uit die pad kry, berge versit, sy werk sal gedoen word, en dan kom hulle in vers 12 en hulle begin bou. Hulle sê, ons gaan gehoorsaam wees aan die woord van die Here. Hoekom is hulle gehoorsaam? Vers 12 eindig en sê, hulle was bang vir die Here. Hulle het God gevrees, hulle het eerbied, hulle het ontzag, hulle het respek vir God se woord en sê, die Here is ernstig, hy speel nie. En so hulle het aan die tempel begin bou, en wat het amper onmiddellik gebeur, toe hulle dit doen? Dat was nie in Haggai 1 nie. Ja, vyande. As jy Esra lees, dan sê Esra 5 vers 1, Haggai en Sagaria het geprofeteer, en toe begin hulle bou. Vers 1 en 2. En dan by vers 3, dadelik is die vyande daar. Stop hierdie werk, ons gaan julle aankla by die koning, en weer skryf hulle 'n brief vir die koning, om die volk aan te kla, om hulle bang te maak. En dis maar die duiwel se werk, wat die Here se werk probeer keer. Wat het Haggai toe vir hulle gesê in vers 13? Dis nie hier nie, dis in jou Bybel. Die Here is by julle. Die Here is by julle, moenie bang wees nie, doen die Here se werk, en hy bemoedig hulle, hy bring God se boodskap na die volk toe. En dan, wat doen die Here?
in vers 14. Die Here begeester hulle. In die ESV staan dit, He stirred up their spirit. Hy het hulle die vuur in hulle harte laat brand, om te sê ons gaan die Here se werk doen, ons gaan nie ophou nie. So dis deur die woord en deur die Here wat hulle in hulle gees werk. Ek glo die Heilige Gees wat hulle gees kom opwek, wat hulle floreer en die tempel bou. As jy byvoorbeeld lees in Esra 6 vers 14, dan sê dit dat deur die prediking, deur die profetiese prediking van Haggai en Sagaria, het die volk floreer en hulle die Here se tempel toegebou en dit klaar gemaak. En dit sien jy in vers 14, reg aan die einde van vers 14, dan sê dit hulle het hierdie werk aangepak. Vers 15 op die 24ste van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. Kyk die volgende vers gou. Vers 2 vers 1. Wat is die datum? 21ste dag van die 7de maand. Wat is hoofstuk 1 se datum aan die einde hoofstuk 1? Okay, so hoeveel weke is dit? Dis minder as 'n maand, toe sak hulle moed weer in hulle skoene. Toe hulle die tempel begin bou, en dit gebeur baie keer, jy spring met ywer weg, en toe sien hulle hoe jammerlik, pitiful, hoe jammerlik lyk hierdie tempel. En toe wil hulle moed verloor, en Haggai bemoedig hulle. Hy sê, moenie moed verloor nie. En hy gee 'n profesie in hoofstuk 2, waar ons volgende week sal kom. Omtrent 500 jaar later, toe is daar nog 'n tempel. En daai tempel word ook afgebreek. En daai tempel lê ook in puin, bourommel. Wat was daai tempel? Ek het gehoor, iemand het reg geantwoord. Jesus. Daai tempel word afgebreek en hy hang aan 'n kruis. Want hy het gesê, breek hierdie tempel af. Julle gaan hierdie tempel afbreek. Maar hy het nie gedoen wat die volk gedoen het nie. Want toe hulle tempel afgebreek is, die kliptempel, toe verloor hulle stoom en hulle verloor moed en hulle gemaak maar hulle eie huise reg. Maar toe Jesus, wat die nuwe tempel is, toe daai tempel van sy liggaam afgebreek word, toe laat hy dit nie in puin lê nie. Toe bou hy dit op binne 3 dae. En hy maak daai tempel reg. En die opstanding van Jesus het gewys, hier is die beste tempel van hulle almal. Hier is die heerlikste tempel, want jy sien Jesus is die nuwe tempel. Alles wat jy in die ou kliptempel gesien het, sien jy in Jesus. Hoeveel ingange is daar om in te kom na God toe by die tempel? 1. Jesus is die weg. As jy by die tempel inkom, soos die tabernakel het ook net een pad ingegaan, maar as jy inkom, wat is die eerste ding wat jy sien? So 'n altaar waar diere geoffer word. Jesus is daai altaar. Jesus is die priester. Jesus is die perfekte lam wat geoffer word. En dan stap jy verder, voor jy binne in die tempelgebou nou self gaan. En as jy daar kom, is daar 'n waskom. Daar's so 'n wasbak. En dan was jy jou hande en jou voete, want Jesus is die een wat die disippels se voete was, reg? Want jou liggaam is gewas, jy het klaar gebad, maar jou voete word nog vuil. En jy is klaar vergewe vir jou sonde, Christen, maar ons sondig nog en ons moet gereeld bely. Jou sonde is klaar betaal by die altaar, by die kruis. En dan kom jy in die tempel self, en dan is alles mooi, en ons goud, en ons blou, en ons rooi, want dit is koninklike klere en pers, want Jesus is die koning. En ons daar 'n tafel met vars gebakte brode op, 12 van hulle, want Jesus is die brood van die lewe wat sy volk voed. En ons daar 'n kandelaar, 7 lampies, want Jesus is die lig vir die wêreld. En dan staan nog 'n altaar, maar hy's baie kleiner en hy's goud. Hy's met goud oordek en daar brand hulle wierook, want Jesus is die een wat vir ons intree en sy gebede is so geurig soos wierook. En dan staan 'n gordyn wat geskeur is van bo tot onder vir ewig. Want Jesus se liggaam is gebreek dat ons na die Vader kan kom, net soos die gordyn geskeur is. En dan kom jy daarin, wat sien jy in die allerheiligste? 'n ark. En daai ark word genoem in die Ou Testament die troon van God, want Jesus is die koning wat regeer in die regterhand van die Vader. En daar is 'n versoendeksel, want Jesus is die een wat God en mens bymekaar bring. Is dit nie die punt, die hele punt van die tempel nie? Die tempel is die plek waar God en mens mekaar kan ontmoet. Wie is die nuwe tempel waar God en mens ontmoet?
Jesus. Waar het Jesus gehang toe hy gesterf het? Ek weet aan 'n kruis, maar tussen hemel en aarde, om te sê, ek is die een wat hemel en aarde bymekaar bring. Hy's God en hy's mens. Hy bring God en mens bymekaar. Jesus is alles. Hy is alles. So dit beteken hierdie kerkgebou, of 'n huiskerk, iemand se huis waar hulle kerk hou, dis nie God se huis nie. In die Ou Testament was dit 'n kliptempel, dis nie meer nie. Jesus is die tempel waar God en mens ontmoet. Want hy het gesê, ek is in die Vader en die Vader is in my. Nou, hoe op aarde kan jy en ek, wat vuil sondaars is, 'n heilige God ontmoet? 'n God wat sonde haat. Hoe kan ons hom ontmoet? Dis wat Jesaja nie verstaan het nie. Hy sien hierdie heilige God op sy troon. Hy staan in die tempel. Hy kan nie eers ver sien nie. Dis net die soem van God se kleed wat die tempel vul. En hy is so bewus van sy vuilheid en sy sonde en hy het 'n probleem met 'n vuil mond. Hoe kan ek staan voor hom? En wat is die oplossing? Daar kom 'n kool wat met 'n tang afgehaal word van die altaar waar diere geoffer word vir sonde. En dit word aan sy lippe geraak, die plek waar hy sonde doen, sy vuil mond. En jy kan net dink. En Nicole het haarself gebrand met 'n marshmallow, 'n warm marshmallow wat so uit die vuur gekom het. En toe staan sy so met die stokkie, hoe oud was jy? 9? 11. En toe raas iets hierdie kant, of iemand het iets hier gesê, en toe draai sy, en toe brand daai ding so in haar, daai ding smelt so in haar vel in. Hoe moes dit vir Jesaja wees, daai warm kool op sy lippe? Jou sonde is vergewe, jy is gereinig. Jy sien, dit was 'n prentjie van dat daai God wat hy op die troon nie eers kon aanskou nie, hy is so heerlik en heilig. Daai God sou mens word, daai God sou sterf soos 'n lam, geslag word op 'n altaar van die kruis. Sodat ons sonde vergewe kan word. En dis hoe jy voor hom kan kom. En nou kan jy hierdie God ontmoet in die nuwe tempel in Jesus self. Nou wil ek jou vra, en ek moet jou vra vanoggend, was jy al daar met jou sonde, dat hy kan sê, jou sondes is vergewe? Wel, indien wel, dan het jy deel aan hierdie nuwe tempel. Dan is jy net 'n lewende klip, sê 1 Petrus 2 vers 5. Jy is 'n lewende klip, wat nou gebou word op hierdie nuwe tempel, op Jesus, die fondasie van Christus. Onthou, dit is nie soos die ou tempel nie, né? Die ou tempel het mos afmetings gehad. So hy begin, daai muur begin daar, en dan meet jy so ver, en dan stop daai muur daar. En dan begin jy aan die voorkant, jy kan hom afmeet. Daai tempel het afmetings. Die nuwe tempel is nie so nie. Jesus is altyd besig om aan te bou. Want hy is altyd besig om nog klippe te gaan haal. Nog mense te red, lewende stene. En hy bring hulle en hy kom bou hulle op hierdie fondasie. Op Christus self. En op die fondasie, soos Efesiërs 2 vers 20 sê, die kerk is gebou op die fondasie, die fondament van die apostels en profete. Dit beteken nie die fondament wat die apostels is nie. Dit beteken die fondament wat deur die apostels en die profete gelê is. Ek sal my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die koorde van daai tent, Jesaja 54, nee, hierdie tent is te klein. Slaan die penne verder in. Nee, nog verder. Nee, daar nog verder. Die nasies moet inkom. En hierdie nuwe tempel moet gebou word. 'n Tempel van die Heilige Gees, soos Efesiërs 2 en 1 Korintiërs 3 sê. So Jesus nooi jou vanoggend en hy sê vir jou, Christen, kom help my bou. Kom help bou aan hierdie nuwe tempel. Dit staan in Sagaria in die volgende boek, hoofstuk 6 vers 12 en 13. Daar gaan 'n man kom. En daai man hy's 'n priester en 'n koning. En ons weet hy's 'n profeet. En hy gaan die tempel van die Here bou. En dan sê Sagaria hoofstuk 6 vers 15. En die wat daar ver is, die heidene, hulle gaan kom help. En hulle gaan ook kom bou, saam met hom, aan hierdie nuwe tempel. Nou sê jy miskien vanoggend vir my,
Ja, jy sê nou, kom help bou in hierdie tempel, kom bring mense na Jesus toe. Ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Dis nie moeilik nie. Kyk, waar skep die Here 'n geleentheid? Jy vra, Here, maak my oë oop. Waar skep U 'n geleentheid? En dan gryp jy daai geleentheid aan. Ek kan Koos as 'n voorbeeld gebruik. So Koos het van Januarie tot, was dit Oktober of September? September het hy in die Noord-Kaap gewerk. Elke maandag vlieg hy uit, elke Vrydag kom hy terug. En hy het gekyk, waar gee die Here 'n geleentheid? O, hierdie ou deel saam met my huisie. OK, kom ek bring daai klip van daar af, en ek bring hom hier vir Jesus, laat Jesus die nuwe tempel hier bou. En toe bring hy vir Sean, wat onlangs gedoop is. En hy het Sean na die Here toe gelei. So wat kan jy doen om te help bou aan hierdie nuwe tempel? Komende Saterdag. Hoe laat, Ewert? 9 uur. 9 uur. Komende Saterdag 9 uur tot omtrent 10:30. Het die jeug besluit, hulle wil evangelisasie doen. Hulle gaan in die straat in, hulle gaan nie hier nie. Ons wil nie vir al die jong dames nou hier in die straat hier, die area is nie so veilig nie. So hulle gaan daar naby waar Laerskool Kruinsig is. Gaan hulle daar in die straat, Ewert sê hy daar verby gery het, gesien daar's visse. En ons is vissers van mense. So kom dan Saterdag. Ek gaan saam gaan. En die wat nog nooit die evangelie gedeel het nie, jy kan maar net saam stap. Ons sal deel in groepies van 2 of so. En dan met mense oor Jesus praat. En dan kan jy stil bly en kyk, hoe word dit gedoen? Jy kan sommer bid in die stilte. En vir die Here vra, open daai mense se ore en harte. Dalk het jy geld. Is dit die geleentheid wat die Here jou gee? Die Here vir jou geld gegee. Hoekom koop jy nie 'n paar Bybels aan nie? Sê ek kan 'n paar Bybels koop en ek kan Bybels vir mense gee. Traktaatjies wat in die rakkie is verniet. Al sê dit R1 miljoen op die ding. Jy kan dit verniet kry. Dis op die huis. So vat 'n traktaatjie. Ek het gister vir my 'n pakkie gevat wat ek in my kar wil hê. Vat vir jou 'n pakkie, sit dit in jou kar, gee dit vir die petroljoggie, gee dit vir die karwag, gee dit vir die tannie by Checkers of by Spar of by Woolies of waar jy gaan. Jy kan 'n traktaatjie gee. Kan jy jou bure nooi Kersangdiens toe of vriende of familie? Dis 'n uitstekende geleentheid. Jy sien, want jou vriende gaan nie somme kom as jy gesê het, kom, ons gaan deur 'n reeks in Haggai. Nog nooit eers gehoor van Romeine nie, wat praat van Haggai. So dis dalk nie so 'n goeie geleentheid nie. Ek sê nie jy kan dit nie doen nie, maar Kersangdiens, selfs ongelowiges hou van 'n Kersangdiens. Bring hulle. En ek sal die evangelie preek. Dalk kan jy bid. Jy sê ek kan bid vir verlore mense. Ek kan bid vir daai uitreik. Ek kan nie saamgaan nie na die uitreik, maar ek kan bid vir hulle en vra dat die Here mense se harte open. Doen dit. Bid dat verlorenes gered word. Kan jy 'n sendeling bemoedig? Is jy op die WhatsApp groep van Nico van Sail? Indien nie, sê vir ons kan reël met Nico dat hy jou oplaai. Hy gee gereeld terugvoer daar. Sê dis wat aangaan. Bid asseblief hiervoor. En dan kan jy net 'n boodskap terugtik en sê ons gemeente bid vir jou, Nico. Ons het vanoggend vir jou gebid en vir Roxanne. Dit sal hom bemoedig en aanhou in die werk. Kan jy jou getuienis iewers deel, miskien by 'n aanddiens, en sê ek wil my getuienis deel, ek wil vertel wat die Here vir my gedoen het en hoe hy my kom red het, dalk by 'n braai om te sê, weet jy wat die Here in my lewe gedoen. Bid vir 'n gaping, doen enige iets. Bid vir 'n geleentheid dat die Here dit gee. Doen wat jy kan om te kom help bou aan die nuwe tempel. En dan maak jy staat op vers 13, die woord van die Here, wat sy krag is. En ek is met julle, sê vers 13. En vers 14, dat die Here jou begeester, dat hy daai vlam weer aanblaas in jou hart. Want hy is met ons wanneer ons disippels maak, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En ons doen hierdie werk, nie deur krag, wie kan hierdie sin klaarmaak, of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Hemelse Vader, ons dra onsself en ons gemeente aan U op. En ek dink daar is belydenis om te maak, Here. Daar is sondebelydenis om te sê, U ken ons harte, Here. En U weet waar is daar harte wat koud geraak het, wat geestelik flou is, wat nie meer borrel en nie meer daai oorvloedige lewe leef, wat vol is van die liefde van Christus
Ons probeer maar net oorleef en kop bo water hou, eintlik maar soos hierdie volk, terwyl hulle eie dinge doen en vergeet van die Here se koninkryk en van u werk. En ek vra vergifnis dat ons dit gedoen het. Ek weet daar's mense in die gemeente wat nie skuldig is nie. Seën hulle, Here, en bewaar hulle om nie te dink hulle staan nie, want die woord waarsku, dan sal hulle ook val. En gee aan ons om te help bou aan hierdie tempel. Die jaar is amper uit en die mense is moeg. Maar ek bid dat u begeester, dat u krag gee waar daar nie krag is nie. Om u te dien met blydskap. In Jesus naam. Amen.